Goeiedag. Ek wil vandag graag met jou 'n gedagte deel oor Petrus, een van die vernaamste van die disippels. En voordat ons begin, kom ons buig hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die leiding van die Gees in ons lewens en waar ons nou die woord gaan open en gaan kyk wat die Bybel vir ons leer. Wil ons vra dat U ons sal lei en sal leer deur U Gees in Jesus naam. Amen. Blaai saam met my na die Evangelie van Lukas, hoofstuk 22, en ons gaan daar begin lees by vers 31. Dit sê, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Nou hier is 'n baie interessante gedeelte in die Bybel, want uit die aard van die saak het Petrus homself beskou as 'n leier onder die disippels. Hoe weet ons dit? Ons kan dit sien in die manier hoe hy optree, veral ook in hierdie gesprek wat Jesus met hom gehad het. En ons gaan bietjie later sien hoe sy selfpersepsie eintlik 'n verwronge beeld was van hoe hy homself gesien het versus hoe Jesus hom gesien het. Nou in hierdie geval sien ons Jesus kom hom en hy sê vir hom, Simon, Simon, met ander woorde, hy praat nie nou met al die disippels nie, alhoewel almal van hulle bymekaar was, hy praat met Simon Petrus spesifiek. En hy herhaal sy naam, hy sê vir hom, Simon, Simon. Dis eintlik 'n aanduiding, ek gaan nou 'n ernstige ding met jou deel, en dan sê hy, kyk, die Satan het gesoek om julle soos koring te sif, met ander woorde, almal van julle, die hele lot, al die disippels. Maar dan sê Jesus, maar ek het vir jou gebid, spesifiek, so hy sonder hierso vir Petrus uit. Hy sê, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Nou, dit vertel vir ons ietsie van Jesus se perspektief van Petrus. Satan wil julle almal sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Met ander woorde, in Christus se perspektief is die ene met wat die swak skakel is onder die disippels, is nie een van die ander nie, nie een van die wat minder genoem word, soos byvoorbeeld sy broer Andreas nie. Andreas word eintlik baie min genoem onder die disippels. Hy sê spesifiek, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Met ander woorde, daar's 'n swak skakel hier by jou. En dan gaan Jesus nog 'n stappietjie verder hiermee. Nie net ek het vir jou gebid nie, hy sê vir hom, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Hier kan ons sien, hy sê vir hom, as jy eendag bekeerd is, nou onthou op hierdie stadium, dis letterlik hierdie gebeure vind plaas, dieselfde aand as wat Jesus gearresteer gaan word. So hier is Petrus alreeds vir ongeveer 3,5 jaar saam met Christus besig om te bedien. En Jesus sê vir hom op 'n manier, maar jy is eintlik nog nie eens heeltemal bekeerd nie. Sou dit diep sny vir Petrus? Sonder enige twyfel. Hy sê vir hom, as jy eendag bekeerd is, dan sal jy jou broeders versterk. Amper asof hy vir hom sê, maar weet jy wat, jy beskou jouself as 'n leier onder hulle, maar eintlik is jy nog nie eens bekeerd nie. Maar as jy tot op daai punt kom, as jy tot op daai punt van totale oorgawe kom, dan sal jy jou broeders versterk. Met ander woorde, jy's nog nie daar nie, jy's nog nie in volle oorgawe saam met my nie. Dan sien ons daai natuurlike reaksie. Onthou nou, iemand wat homself beskou as 'n leier onder die disippels, nou hoor hy hierdie woorde, en daai woorde spreek hom direk aan. Dit sê eintlik vir hom, jy is onbekeerd. Wat is sy natuurlike reaksie? Hy sê, en hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Ek is bereid om vir U tronk toe te gaan,
Ek is bereid om selfs vir u te sterwe. Met ander woorde, moenie my toewyding bevraagteken nie. Moenie bevraagteken wat ek bereid is om te doen nie. Hy verklaar, ek is bereid om gevangenis toe te gaan, ek is bereid om te sterf vir u. Hy is so oortuig van sy saakheid, dis so 'n menslike, natuurlike reaksie vanuit die perspektief wat hy van homself het. Ek is die leier onder die disippels, ek is die ene na wie toe hulle dikwels kom om vir my te vra, om vir Jesus iets te vra, destyds met die storm op die see, ek is die ene wat uit die boot uitgeklim het, ek is daai ene wat een kant toe geroep is by meer as een geleentheid, saam met die seuns van Zebedeus, die seuns van die donder, so half, hoe kan my toewyding enigstens in twyfel getrek word? Ek sal vir die gevangenis toe gaan, ek sal vir die sterwe. En dan hierdie woorde wat amper soos 'n doodskoot moes gevoel het vir Petrus. Hy sê, maar dit is Christus, antwoord. Ek sê vir jou Petrus, die haan sal vannag, daai selfde aand, nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Jy beweer, jy is bereid om vir my gevangenis toe te gaan, en selfs vir my te sterf. Ek sê vir jou Petrus, jy sal in hierdie aand 3 maal verloon, dat jy my selfs net ken. So in sy selfpersepsie is Petrus die ene wat heeltemal toegewys. Ek sal wat ook al van my verwag word, dit sal ek doen, selfs al kos dit my lewe. Maar in Christus se perspektief, van sy persepsie af, nee, vanaand sal jy verloon dat jy my ken. Nou wat baie interessant is direk hierna sien ons dat daar 'n gesprek is wat Jesus het met sy disippels en hy vra, hoeveel swaarde is hier onder ons? En dan sê hulle, daar's 2, en dit sou my hoegenaamd glad nie verbaas het as Petrus beide swaarde gedra het nie. Dis amper asof hy die tipe van persoon is wat hy is. En dan sien ons daarna gaan hulle in die tuin van Getsemane in die tuin van Getsemane weer eens Jesus roep vir Petrus en die seuns van Zebedeus saam met hom om verder te gaan as die ander disippels. Weer eens word hulle 3 uitgesonder, nie omdat hulle leiers is noodwendig nie, my persoonlike perspektief is dat dit eerder is omdat hulle half die probleemkinders is. Petrus wat na 3,5 jaar nog nie eers ten volle bekeerd is in terme van 'n totale oorgawe aan Christus nie, die seuns van Zebedeus wat by 'n vorige geleentheid vir die Here gesê het, maar laat vuur uit die hemel uitkom en hierdie mense sommer verteer, omdat daai mense nou nie op die regte manier opgetree het op die boodskap wat Christus met hulle gedeel het nie, wat nie regtig 'n Christus karakter is of reflekteer nie. So ek dink daai 3 manne is eenkant geroep, nie omdat hulle die leiers was nie, maar eintlik omdat hulle die probleemkinders onder die disippels was. Nou sien ons, hulle is hier in die tuin van Getsemane, hulle moet saam met Jesus bid en hulle raak in die slaap, het gebeur veelvuldige kere. Daarna kom die soldate aan en hulle kom om vir Jesus te arresteer. Ons sien Jesus word uitverkoop deur een van sy eie disippels, Judas Iskariot. En dan sien ons 'n baie interessante ding, wat eintlik interessant is, ons gaan nie nou in die detail ingaan nie, we gaan lees daai verhaal, onthou die oomblik wat die Bybel vir jou dieselfde verhaal meer as 1 keer gee. Gaan lees dit in elke weergawe, gaan kyk wat ooreenstem, want dit bevestig dat jy wel met dieselfde gebeure te doen het, maar let baie mooi op na die verskille in die weergawe, sodat jy kan sien, wat kan elke unieke weergawe vir 'n mens leer. Dan gaan ons sien dat van die weergawe sê net een van die disippels het 'n swaard getrek. Net een van die evangelies sê vir ons dit was spesifiek Petrus wat dit gedoen het. Wat vir ons wys Petrus, ten minste een van daai 2 swaarde by hom gehad. En hy kom nou en hy kap met daai swaard die oor van Malchus af. Nou wie was Malchus? Malchus was eintlik die dienaar van die hoëpriester en ek dink nie hy was die teken wat Petrus eintlik in gedagte gehad het nie. Hoekom sê ek so? Want dit is nie Malchus se werk. Malchus is nie 'n soldaat nie.
Hulle het nie die mandaat of die autoriteit gehad om vir Jesus te arresteer nie. Daarvoor het hulle die militêre mag van die Romeine nodig gehad. So wat gebeur? Hulle kom om vir Jesus te arresteer en heel waarskynlik gaan Petrus hier en hy probeer homself teesit teen hierdie soldate. Maar nou moet jy onthou, Petrus is nie 'n soldaat nie. Met ander woorde, hy het nie 'n geweldige vaardigheid met 'n swaard nie. Hy het ook nie die vermoë om dit wat hy wil doen noodwendig weg te steek, soos wat 'n soldaat miskien sy tegniek sal gebruik, dat die ander persoon nie duidelik kan sien wat hy wil doen nie. Hy het waarskynlik so 'n bietjie geprojekteer dat hy nou met sy swaard gaan kap en enige gesoute soldaat gaan beslis nie daardeur gevang word nie. Hy gaan homself uit die pad uitmaak voordat dit gebeur, voordat daai lem neerkom. So ek dink Malchus was nie die bedoelde teiken nie. Hy het eintlik homself verset teen een van die soldate, maar toe die man homself uit die voete uitmaak, toe kap hy Malchus se oor af. Nou wat gaan gebeur as jy ewe skielik met 'n swaard jouself teen 'n Romeinse soldaat teesit? Jy gaan ten minste in die gevangenis opeindig, as jy nie sterwe nie. Ek sal vir u gevangenis toe gaan, ek self bereid om vir u te sterwe. Hy probeer na aanleiding van hierdie diep sny wat hy nou gekry het deur die woorde van Jesus, probeer hy homself nou half bewys. Bewys sy toewyding is bo enige twyfel. Ek sal vir die gevangenis toe gaan, ek sal selfs vir u sterwe. Hy sit homself te en die uiteinde van sy aksie is of gevangenis of heel moontlik om te sterf. Maar onthou nou, vir hom om gevangenis toe te gaan daar moet 'n verhoor wees. Hulle gaan moet vra, maar hoorie, wat het hier gebeur en wat gaan die klag wees? Die klag gaan wees, nee, maar hierdie man het Malchus se oor afgekap. Maar wat doen Jesus? Die Bybel vertel vir ons, Jesus vat Malchus se oor en hy genees hom. So, waar gaan die bewys wees voor die hof van dit wat Petrus dan nou verkeerd gedoen het? Daar gaan geen bewys wees nie, en uit die aard van die saak, uit die genesing wat Jesus daar doen, wys hy vir Petrus, maar Petrus, jou gedrag hierso is nie wat ek wou gehad het nie. Dit strook nie met my wil in hierdie omstandighede nie. Onthou, kort voor dit het Jesus gebid en gesê, as dit moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, u wil. Aan die woorde, hy plaas homself ondergeskik aan die wil van sy Vader. Hy sal gehoorsaam wees, hy gaan sterwe vir sy Vader. Hy het volle toewyding, Jesus het volle toewyding aan dit wat sy missie is. Volle gehoorsaamheid aan die Vader, maar ons sien nie dieselfde ding wat Petrus aanbetref nie. Petrus kom en hy tree op 'n onchristelike manier op en kap Malchus se oor af. Nou dink nou net vir jouself, hoe moet hy nou voel? Net vroeër die aand is daar vir hom gesê, maar as jy eendag bekeerd is, dan sal jy jou broeders versterk. Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie moet begewe nie. En hy kom terug met 'n antwoord van, maar ek is toegewyd gevangenis toe gaan sterwe. En Jesus sê vir hom, nee, jy sal voor die einde van hierdie aand verloon dat jy my ken. Nou probeer hy homself bewys in wat gebeur. Omdat hy homself probeer bewys, toe doen hy alweer die verkeerde ding. Nou is dit asof hy half moedeloos raak, maar wat nou? En Jesus word voor hom gearresteer en hy sien wat met Jesus gebeur. Hulle ruk sy baard uit, hulle slaan hom, hy gaan deur onregverdige verhore. En by geleentheid kom mense en hulle vra vir hom, maar is jy nie een van die disippels nie? En 3 maal ontken Petrus dat hy vir Jesus ken. 3 maal. En die Bybel vertel vir ons dat in daai warboel wat in die gang is, die vervolging van Jesus, Petrus wat ondervra word en ontmoet Jesus en Petrus se oë mekaar. Hulle kyk mekaar vir 'n oomblik in die oë. En ek dink as dit 'n mens was wat gearresteer is daai aand, sou daai kyk 'n bietjie anders te gelyk het as die kyk wat Jesus gegee het. Dit sou waarskynlik 'n kyk gewees het van ja, ek het geweet, tipies. Dis nie wat ek verwag het, maar nee, dis nie wat hier gebeur nie. Jesus kyk na Petrus met 'n kyk van liefde. 'n kyk van
bejammering, of 'n kyk wat wys hy het meer insig oor wie en wat Petrus is, maar dis 'n kyk van liefde, nie 'n kyk van verwyte nie. En die Bybel vertel vir ons dat nadat dit gebeur het Petrus homself in die voete uitgemaak en bitterlik geween. Waarom bitterlik ween in daai omstandighede? Omdat vir die eerste keer sien Petrus homself soos wat Christus hom gesien het. Hy sien homself vir wie en wat hy is, nie vir wie en wat hy gedink het hy is, of wat hy graag wou wees nie. Hy sien homself vir wat hy is, en hy besef, die woorde van Christus het waar geword. Hy het Christus verloon, daai selfde aand, soos wat Jesus gesê het, dit gaan gebeur. Onmiskenbare bewys, Christus het meer insig gehad oor wie en wat Petrus is, as wat Petrus self gehad het. Nou kry ons 'n baie interessante verhaal. Ons kry die verhaal van, nadat Christus gesterf het, en die vrouens gegaan het om sy lyf te balsam op die Sondagmôre, vind hulle die graf oop, en Christus is verrese, en hulle gaan terug, en hulle gaan vertel vir die disippels wat gebeur het. En die Bybel vertel vir ons, dat Petrus en Johannes het gehardloop na die graf toe, en dan kry ons 'n baie interessante verhaaltjie, wat ons ook net in een van die evangelies kry. En dis die evangelie van Johannes, so Johannes wil nie van homself praat nie, so hy praat net van die disipel wat Jesus lief gehad het, hy verbloem half, hy wil nou nie homself op die voorgrond plaas nie. Die Bybel sê vir ons dat toe hulle nou hardloop na die graf toe het Johannes eers daar aangekom. Waarom daai detail insit? Wou Johannes eintlik homself vereer deur te sê, maar kyk wat 'n fenominale atleet ek is, kyk hoe vinnig kan ek hardloop. Nee, dis verseker nie die doel nie. Maar ek dink is baie belangrik dat dit daarin is, want ek het hierdie vermoede dat wat hier aan die gang is dat dit nie gaan oor wie kon die vinnigste hardloop nie. Ek dink dit gaan meer daaroor dat 'n man met 'n swaar hart hardloop nie vinnig nie. Wat bedoel ek daarmee? Onthou, wat is die laaste keer wat Petrus en Jesus mekaar gesien het? Laaste keer dat hulle mekaar gesien het, was net toe Petrus vir Jesus verloon het. Nou gaan hy weg, hy ween bitterlik, Jesus word gekruisig, en wat gebeur nou? Nou hardloop Petrus na hierdie graf toe, hy hoor Jesus het opgestaan, maar wat gaan hy teekom wanneer hy daar aankom? Gaan hy, as hy Jesus sien, op die regte manier optree? Wat was die laaste wat hulle mekaar gesien het? Hy het hom verloon. Wat gaan hy maak? Hoe gaan hy Jesus antwoord? Dis nie dat hy nie vir Jesus wil sien nie, want anders sou hy glad nie graf toe gehardloop het nie, maar in die proses van hardloop het hy sekerlik by homself gedink, maar wat is hierdie verslag van hierdie vrouens waar is? Wat is Jesus opgestaan het? Wat gaan ek vir hom sê? Wat gaan hy vir my sê? Hoe gaan ek verduidelik? Want onthou, hulle het nie daar, terwyl Jesus verhoor is en net daar kan verloon het hulle met mekaar gepraat nie, hulle het mekaar gesien, maar daar was nie interaksie nie. Hoe nou? Hy hardloop met 'n swaar hart, en 'n man met 'n swaar hart hardloop nie vinnig nie. Nou kry ons 'n baie interessante ding. Weereens die verskillende evangelies vertel nie altyd presies dieselfde verhaal nie. Maar ons kry in die laaste hoofstuk van die evangelie van Johannes iets baie interessant. Lees saam met my van Johannes hoofstuk 21 en ons begin lees by vers 14. Hy sê daar, dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. En hy vra hom weer vir die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op.
Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Let nou mooi op. Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. En hy sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Wat is hier aan die gebeur? Ongelukkig in die Afrikaans en die Engels kan ons nie die diepte van wat hier gebeur ordentlik verstaan nie. Dis net een van daai dinge wanneer jy werk met vertalings en jy werk met verskillende tale, dan gaan sekere dinge dikwels verlore. En in Engels het ons die woord liefde, love, Afrikaans liefde, maar in die Grieks het jy baie ryker taal. Daar's in Grieks 4 verskillende woorde vir liefde. Die een woord is die woord eros, dis waar ons die woord erotika vandaan kry. Dit is eintlik 'n liefde wat baie meer gaan oor om myself te bevredig. Wat wil ek hê? Dis 'n baie sensuele aspek. Dit word gekonnekteer met erotika ensovoorts. Nie 'n woord wat ons regtig enigstens mee deel in die Nuwe Testamentiese konteks nie. Dan kry ons die woord storgai. Storgai is familiale liefde. Dis die tipe van liefde wat jy gaan kry tussen ouer en 'n kind, tussen broer en suster en jy het liefde vir daai persoon, maar dit is nie 'n sensuele tipe van liefde nie. Dit is daai familie aspek, daai band wat tussen mense is, wat familie van mekaar is, niggie, neefie, ietsie in daai lyn. Dan het jy die woord filia. Nou filia tref ons aan in woorde soos byvoorbeeld filosofie. Die woord filosofie kom van 2 Griekse woorde af, filia en Sophia. Die naam Sophia beteken wysheid, Sophia. So filosofie is filia Sophia, 'n affiniteit vir liefde, 'n affiniteit vir wysheid. So filosofie is eintlik op die regte manier wysbegeerte. Dis wat filosofie genoem word byvoorbeeld by Stellenbosch Universiteit. Hulle praat van wysbegeerte. Dit is 'n begeerte wat jy het. Engelse gebruik die woord desire vir wysheid, filosofie. Maar dis 'n affiniteit. As jy van iets hou, argumente onthou was iemand nou baie van roomys hou of van sjokolade hou, dan gaan hulle die woord filia gebruik. En dan kry jy die woord agape. Agape is die enigste woord vir liefde wat gebruik word in die konteks van God. As die Bybel vir jou sê, God is liefde, gebruik hy nie eros nie, hy gebruik nie storgai nie, hy gebruik nie filia nie, hy gebruik agape. Dit wil voorkom asof dit baie meer 'n selflose liefde is. En wat hier gebeur is dat Jesus vra 3 keer 'n vraag, maar hy vra nie dieselfde vraag nie. Let op wat hy die eerste keer vir hom gevra het jy my lief meer as die ander? Met ander woorde, hy verwag die hoogste vlak van toewyding. Het jy my lief, agape is die woord wat hy gebruik, het jy my selfloos lief meer as die ander? En wanneer Petrus antwoord, gebruik hy nie die woord agape nie. Hy gebruik die woord filia. Nou in die Afrikaans en die Engels gaan ons dit nie sien nie, want in die Afrikaans en in die Engels is dit do you love me and you know that I love you. Het jy my lief, jy weet dat ek u lief het. Maar in Afrikaans en in Engels is dit dieselfde woord en ons dink is dieselfde ding, maar nee, in die oorspronklike taal is dit nie dieselfde ding nie. Die Here vra vir my, het jy my selfloos lief meer as die ander? En hy sê, u weet dat ek van u hou. Ek het 'n affiniteit vir u. Filia, nie agape nie. Met ander woorde, hy ontmoet nie werklik vir Christus op daai vlak wat Christus van hom vra nie.
Maar ons sien dat Jesus hom nie daaroor verwerp nie. Onthou, Jesus sê daar vir hom, pas my lammers op. Met ander woorde, hy verwerp hom nie, hy is bereid om met hom te werk, maar die toewydingsvlak was nog nie daar nie. En dan kom hy 'n tweede keer en hy vra vir hom, het jy my lief? Maar let op, dis nie dieselfde vraag nie, want die eerste vraag was, het jy my lief meer as die ander? Hierdie keer vra hy nie vir hom meer as die ander nie. So, dis nie daai heel hoogste toewydingsaspek nie. Hy kom hom so 'n bietjie meer tegemoet. Hy vra vir hom, goed, as dit dan nou nie meer as die ander is nie, het jy my darm net lief, agape liefde, selfloos. Is jy ten volle toegewy aan my? En wanneer Petrus antwoord, gebruik hy weer eens die woord filia. U weet dat ek u lief het. U weet dat ek van u hou, dat ek 'n affiniteit vir u het. En dan kry ons iets interessant. Jesus vra vir hom die derde keer. Simon, seun van Jona, het jy my lief? En dan sê die Bybel vir ons, Petrus het bedroef geword omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? Is Petrus bedroef omdat die vraag vir die derde keer gevra word? Nee. Wat Petrus hier bedroef, is die woord wat Jesus nou gebruik. Want die derde keer vra Jesus vir hom, Petrus, filia jy my dan? Het jy ten minste net 'n affiniteit vir my? Met die eerste en die tweede vraag het hy hom glad nie verwerp nie. Inteendeel, hy het elke keer gesê, pas my lammers op, pas my skape op. Met die derde geval kom hy en hy kom eintlik nog 'n bietjie nader aan die vlak waar Petrus gemaklik is om toewyding uit te druk. Onthou, Petrus het oorgekommit van tevore toe Jesus met hom gepraat het. Hy het gesê, ek is bereid om vir u gevangenis toe te gaan, ek is bereid om vir u te sterf. En nou is hy bang vir daai commitment, want die oomblik toe daai toewyding vir hom verwag word, toe kon hy dit nie bykom nie. Hy het gefaal, hy het Jesus verloon. En nou is hy bedroef omdat hy hierso besef, maar Jesus het gevra, het jy my lief, agape, meer as die ander? Het jy my lief, agape? En hy kon nie die toewydingsvlak bereik nie. Hy het gesê, u weet dat ek die filia. En nou vra Jesus vir hom, filia jy my? So Jesus praat nie net hier met die persoon van Petrus nie, hy praat eintlik tot die binneste wese van Petrus. Hierdie is nie net 'n oppervlakkige gesprek nie. Hy praat hier met Petrus se hart. Hy verstaan die dilemma waarin Petrus homself bevind. Hy's bang om daai skyn te hê van, maar ek kan dit doen, want hy weet hy die vorige keer gefaal. En vir daai rede sien ons hierdie antwoord. Petrus antwoord die Here. Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. Wanneer hy sê u weet alles, dan sal eintlik baie meer in daai woorde opgesluit as wat mens besef. As hy sê u weet alles, u ken my beter as ek myself ken. Ons is al deur hierdie, net 'n paar aande terug, het u vir my gesê, as jy eendag bekeerd is, u het my geken, u het geweet ek is die swak skakel, u is die ene wat geweet het, ek gaan 'n uitdaging hê wat my geloof al betref. U het geweet ek gaan nie verloon, u het geweet ek gaan nie kan staan nie. U weet alles, u weet dat ek u filia. Hy kan nog nie by daai vlak uitkom nie. Maar weer eens, Jesus verwerp hom nie. Jesus gee hier vir hom 'n opdrag. Hy sê vir hom, laat my skape wei. Weer eens, daar's 'n aanduiding van die vertroue wat Jesus in hom het. En dan sal baie insiggewende woorde. Onthou, Jesus kom hier en hy kom ontmoet Petrus op die vlak waarop hy is. Hy ontmoet 'n gebroke persoon op die enigste vlak wat hy kan sien om te commit, om toe te wy. En hy sê daar vir hom, voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en gegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Van tevore het jy jouself gegord. Jy was in beheer. Jy was die ene
wat toe jy jonk was, en ek dink nie hy praat hier soseer van ouderdom soos van geestelike volwassenheid nie, toe jy geestelik nog nie werklik volwasse was nie. Jy maak soos wat jy wil, maar jy gaan op 'n plek kom, waar jy deur ander gegord gaan word, deur Christus gegord gaan word. En op die ou ende gaan jy God ook eer deur die manier waarop jy gaan sterwe. Met ander woorde, dit wat jou begeerte was, daai vlak van toewyding wat jy nie kon bereik nie, dit sal jy by uitkom. Hoe kom ek daarby uit? Kyk wat sê vers 19. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik, want Christus het ook geweet wat die uiteinde van Petrus gaan wees. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Hy sê vir Petrus, Petrus, ek verstaan waar jy jouself bevind, ek verstaan waar jy is. Daar's 'n uitdaging met toewyding, daar's 'n uitdaging weens wat in die verlede gebeur het. Jy het gestruikel, jy het geval. Hou jou oop my, volg my. Jy het miskien twyfel in jouself, moenie twyfel in my nie. Volg my. Hou jou oop my. Maar onthou wat die vorige keer gebeur het. Die oomblik toe Jesus vir hom sê, ek het vir jou gebid, Satan wou julle sif, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie val nie. En jy moet tot bekering kom. Toe het hy uit sy eie uit opgestaan en gesê, maar Here, moenie in my twyfel nie, ek sal vir die gevangenis toe gaan, ek sal selfs vir die sterwe. Kyk wat gebeur nou. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het, dis vers 20. Die een wat by die maaltyd op sy bors gelê het, en hy sê, en gesê het, Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, dis nou vir Johannes, vra hy vir Jesus, Here, wat van hom? Jesus sê vir Petrus, Petrus, ek kom ontmoet jou op die vlak waar jy is. Volg my. Wat is sy eerste reaksie? Die vorige keer het hy opgestaan en gesê, Here, moenie in my twyfel nie. Ek sal vir die gevangenis toe gaan, ek sal selfs vir die sterwe. Moenie twyfel in my nie. Hierdie keer wil hy wegreflekteer, maar Here, wat van hom? Hy vat hom na een van die ander twee wat altyd een kant toe geroep is. Een van die twee seuns van Zebedeus. Seuns van die donder. Here, wat van Johannes? En wat vir my fenomenaal is wat hierna gebeur. Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? En hiermee sê hy nie dat Johannes sou lewe totdat hy weer kom nie. Hy sê, wat my verhouding ook al met hom is, wat my plan ook al met hom is, met Johannes is, het niks met jou uit te waai nie. Niks. Hoekom is jy bekommerd oor hom? Wat het Jesus nou net vir hom gesê? Hy het vir hom gesê, volg my. Hier kom hy weer, hy sê, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my. Moenie jou oop plaas op die ander een nie. Petrus, volg jy my. Moenie jou oë van my afhaal nie. Petrus was nie iemand wat maklik 'n les geleer het nie. Was daar 'n vorige geval waar daar vir Petrus gesê moes word, hoorie, hou jou oë op Jesus? Ja, toe hy die boot uitgeklim het en na Jesus toe gestap het, wat het gebeur die oomblik toe hy begin rondkyk, toe hy sy oë van Jesus afhaal? Hy sink. Hierdie man leer nie vinnig nie. Hierdie man het baie keer 'n moeiliker pad as wat nodig is, juis omdat hy nie maklik leer nie. Maar Jesus is liefdevol en genadig en kom ontmoet hom waar hy is. Nou is dit in sy gee, want hy het vir Jesus 3 maal verloon, daar was 3 vrae wat vir hom gevra is. Nie dieselfde vrae nie, maar ons het gesien, Jesus het letterlik, waar hy die hoogste toewyding aanvanklik gevra het hy nie gesê, maar jy kan nie hier bykom, daarom vergeet ek van jou nie. Nee, hy kom af na hom toe. Hy werk af na sy vlak toe.
Hy soek nog steeds daai hoogtepunt en op die ouende in die woorde van Jesus is dit duidelik dat hy op die ouende daai vlak gaan bereik. En as ons gaan kyk na die lewe van Petrus, dan weet ons hy het daai vlak bereik. Want wat het uiteindelik met hom gebeur? Is Petrus gevangenes toe vir Jesus? Ja, dis wat die Bybel ons leer. Het hy op die ouende gesterf vir Christus? Ja, dis wat die geskiedenis ons leer. So op die ouende het hy die vlak bereik wat hy graag wou hê. Hy het die vlak van toewyding uiteindelik gehad, maar wat het dit gevat? Dit het gevat dat hy ernstige introspeksie doen en homself op die ouende sien soos wat Christus hom gesien het. Hy moes homself deur die oë van Christus sien. En toe hy sy oë op Christus hou, kon Christus hom vat tot op daardie vlak waar hy moes wees, waar op die ouende in volle toewyding sy lewe kon wy aan die verspreiding van die evangelie, selfs al het dit hom gevat tot in die gevangenis waar hy aanhou evangeliseer het, en waar selfs sy dood op die ouende 'n getuienis was, en die boodskap uitgedra het van volle toewyding aan Jesus Christus. Ons mag miskien onsself vandag vind op 'n plek wat ons sê, maar ek staan redelik verseker in my geloof. As ons self afvra, ons staan nie miskien 'n bietjie soos Petrus nie, 'n bietjie selfvoldaan nie, 'n bietjie op 'n plek wat ons beweerde toewyding en ons werklike toewyding nie noodwendig dieselfde is nie. En as dit die geval is, dan het ons in hierdie gedeelte uit die Bybel uit die vertroosting, Jesus sal ons ontmoet waar ons ook al is, as ons oë op hom hou, om ons te vat in 'n pad met ons te stap, om ons uit te bring waar hy ons op die ouende wil hê. Hy sal ons nie begewe nie, hy sal ons nie verlaat nie, hy sal die pad saam met ons stap en ons lei, maar dan kan ons nie wel rondkyk en sê, maar Here, wat van hierdie broer, of wat van hierdie suster in die kerk nie, wat van hierdie ouderling, of wat van daai diaken, of wat van die of daai een nie. Nee, die sleutel is, oë op Christus, doen wat hy vra, sonder om af te wyk. Nie oë op enigiets anders in die wêreld nie, oë op hom, en op hom alleen. Dan kan ons op ouende, soos Petrus, 'n lewe leef, waarin wat ook al met ons gebeur, het sy ons op die ouende in die gevangenis eindig, of selfs moet sterf vir ons geloof, ons nog steeds getrou kan bly. Mag die Here ons lei deur sy Gees, om op daardie punt van toewyding uit te kom, en deur ons lewens die Here te verheerlik. Kom ons bid saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir hierdie boodskap wat ons kon kry in Lukas 22 en ook in die laaste hoofstuk van Johannes in Johannes 21. Here, wil U gee dat hierdie woord diep sal slaan in ons harte, dat ons lewens sal leef van toewyding aan U, waarin ons ten volle ons oë gefestig hou op Jesus Christus, ons verlosser. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen.